Ek deel met julle ons skriftuur en dit is Esegiel 16 vers 2. Dit sê, mensekind, maak aan Jerusalem sy gruwels bekend. En dan gaan ons oor, ons lees verder, dit is 'n bietjie klein op die skerm, jammer. Esegiel 16 vers 7, ontelbaar, soos die uitspruitsels van die veld het ek jou gemaak. En jy het gegroei en groot geword en die hoogste bloei bereik. Maar jy was naak en jy was bloot. En ek het by jou verbygegaan en jou gesien. En kyk, jou tyd was die tyd van liefde. Toe het ek my vleuel oor jou uitgesprei en jou naaktheid toegedek. Ja, ek het vir jou gesweer en met jou 'n verbond aangegaan, spreek die Here. En jy het myne geword. Esegiel 16 vers 10. Ook het ek jou bekleed met veelkleurige klere en vir jou skoene van robbevel gemaak. Ek het jou gehul in fyn linne en jou oordek met sy. Daarby het daar 'n naam van jou af uitgegaan onder die nasies, vanweë jou skoonheid, want dit was volmaak deur my versiersels wat ek op jou aangebring het, spreek die Here. Maar jy het vertrou op jou skoonheid en gehoreer vanweë jou naam, en jy het jou hoererye uitgestort op elkeen wat verbygegaan het, dat dit syne sou wees, en jy het van jou klere geneem en vir jou kleurige hoogtes gemaak en op hulle gehoreer, dinge wat nie voorgekom het nie en nie moet wees nie. Esegiel 16:20. Verder het jy jou seuns en jou dogters wat jy geneem wat jy vir my gebaar het en die aan hulle geoffer om verteer te word. Was dit nie genoeg met jou hoererye nie, dat jy my kinders geslag en die oorgegee het, deurdat jy hulle vir hulle deur die vuur laat gaan het? By elke uitdraaiplek het jy jou hoogte gebou en jou skoonheid geskend en jou sonder skaamte aangebied aan elkeen wat verbygaan, en jy het jou hoererye vermenigvuldig. Van wie praat die Bybel hier? Jerusalem. Praat van Jerusalem. Hoe mooi die Here Jerusalem geskaap het. Hoe mooi hy Jerusalem afgesonder het, die beste gegee het, die mooiste bekleed mee. En wat gaan sy? Sy gaan en bou tempels waar sy hoerery bedryf. En sy offer haar kinders op aan Molech. Dan neem Esegiel ons na die parallelle verhaal van Sodom. Ekskuus, kom ons lees dit vers 48. Dis 'n baie belangrike teksvers. Al vergeet julle die vorige verse wat ek gelees het, let asseblief op hierdie een. Dit sê, so waar as ek leef, spreek die Here. Gewis, jou suster Sodom, sy met haar dogters, het nie gehandel soos jy gehandel het met jou dogters nie. Kyk, dit was die ongeregtigheid van jou suster Sodom. In trotsheid, oorvloed van brood en sorgelose rus het sy en haar dogters geleef, maar sy het die hand van die arme en die behoeftige nie versterk nie. En toe hulle hoogmoedig was en gruwelikheid voor my aangesig bedryf het ek, toe ek dit sien, hulle weggeruim. Dan neem Esegiel ons ekskuus tog, wat ek net gou hierso, 'n parallelle verhaal van Sodom, soos ons nou pas gelees het, en hy gaan so ver om te noem dat selfs Sodom was nie eers so erg soos Jerusalem nie. En het Jerusalem erg geklink toe ek net nou vir julle die teksvers gelees het? Jo, dis skokkend. Nou sê dit selfs nie eers Sodom was so erg soos Jerusalem nie. En ek dink by myself, Sodom was hoe vernietig geweest met vuur en swaal. En tog sê die Bybel, dit was nie eers so erg wat hulle gedoen het as wat Jerusalem gedoen. Nou, ek sit een Vrydag aand en ek kyk na beeldmateriaal van Dr. Todd Fink. Ek weet nie wie van julle hom ken nie. Hy reis die hele Bybellande vol. Hy gaan in soveel diepte in en ek geniet altyd sy programme wanneer hy deur die Bybellande gaan. Hy bring dit so naby tuis. En ek het 'n paar van sy uittreksels uit sy video's hierso gekies vanmôre om met julle te deel, net so 'n bietjie om te sien waarom dit my aandag geprikkel het. Maar die een wat die meeste my geprikkel het was toe hy hierdie teksvers noem. En ja, kom ons gaan kyk 'n bietjie. Hierdie is nou nie klank by nie, maar dis alraai. Hulle sê vir ons hierdie verhaal speel so 4000 jaar gelede af
in die geskiedenis en argeoloë het heelwat moontlike bewyse gevind dat hierdie beeldmateriaal wat julle sien kan ooreenstem wat kan vir ons bevestig dat dit die plek is wat Sodom en Gomorra was in die Bybelse tyd. Nou, hulle vind hierdie ongewone swaalballetjies in daai omgewing en dit is spierwit en die wetenskaplike sê dis 90 tot 100% suiwer, anders as die groen minder suiwer gehalte wat voorkom reg in die res van die wêreld. Daar's geen ander plek in die wêreld swaalballetjies wat lyk soos hierdie spesifiek nie. En hy het nou ook een van hulle, ek dink hier het hy hulle is 'n sulfaatballetjie en uit hulle aan die brand gesteek en julle sal nou sien die pragtige kleur kan julle sien daar. As jy 100% suiwer sulfaatballetjie aan die brand steek, dan maak hy so 'n safierblou kleur. Waaraan laat dit julle dink? Die safierkleur, die blou kleur. God se troon is van safier gemaak, nie waar nie. Ons lees hiervan in ek dink dit is net gou hier sien Eksodus 24 vers 10. Toe Moses opgegaan het saam met die 70 ouderlinge en hulle het die God van Israel gesien en onder sy voete net soos 'n vloerwerk van safierstene, so helder soos die hemel self. So ons weet, hier kry ons die gedagte dat die troon is van safier gemaak. Nou argeoloë het ongeveer 1,5 tot 5 miljoen liggame gevind net in daardie gebied waar die swaal of die sulfaatballetjies ook voorkom. En die tekstuur van die swaalballetjies, dit is soos as. En dit is slegs gevind in die omgewing waar Sodom en Gomorra en die ander stede ook dan nou basies deurgeloop het. En jy sal sien hierso, hy gaan hier met sy vingers nou vir julle wys hoe alles verpoeier het, hoe dit soos as vertoon. Goed, ek wil graag hierso, daarso is 2 Petrus 2 vers 6 sê vir ons en deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand en hulle tot ondergang veroordeel het as 'n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees. Nou Genesis 13 vers 10 sê vir ons toeslaan Lot sy oë op en sien dat die hele Jordaanstreek oral volop water het. Voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het, was dit in die rigting van Soar, soos die tuin van die Here, soos Egipte land. Nou ek het so 'n bietjie ook op die internet gaan die rekenaar gaan raadpleeg om te kyk wat 'n moontlike voorstelling sou wees van hoe Sodom en Gomorra sou gelyk het voor die vernietiging. En ek het so 'n paar prentjies, ek gaan net kyk of ek dit kan aansit hier vir julle. Ek hoop nie die video begin weer van voor af. Genade, ekskuus. Ek moet gou kyk of ek hom hier kan aanskuif. Daar gaan van die beelde wat ek toe nou gekry het van moontlike voorstellings van Sodom en Gomorra, hoe dit moontlik gelyk het. Dit was groot stede, dit was op die hoofsee, of die roete na die see toe, die handelroetes gewees. En ja, soos ons nou ook gelees het in Genesis 13, dit was 'n mooi stad, dit was gewild gewees en daar was 'n oorvloed van alles gewees. En ons glo soos wat die Bybel sê, daar was 'n lewe van gemak wat die mense daar gelei het. So daar is 'n paar van die voorstellings op die skerm soos ek daar vir julle dan nou kan gewys het wat nou 'n denkbeeldige voorstelling is. Dis nie noodwendig die volle soos dit noodwendig was nie. Nou waarom deel ek hierdie met julle? Iewers in elkeen van ons se lewe is daar die mooi en die lelik. Onderskeidelik tot 'n mindere of 'n meerdere mate. En in sommige individue se lewe loop dinge soms lelik skeef. En dan eskaleer dit en dan kring dit uit en dit het 'n ripple effek en later kan dit selfs 'n volk se lewe beïnvloed soos ons gesien het of ons kan dit sien in die verhaal van ekskuus tog jammer. Die 2 seuns van Sara, nie Sara nie, die Abraham se
is Israel en Kain en Abel, jammer. Ons sien dit in hulle lewens. Hulle het vyande geword. Sissig is 'n nageslag. Abraham vra vir God, sal jy die stad spaar as jy 50 regverdiges kan vind? En so waag hy die vraag weer en weer en weer, tot hy moes vra, as daar 10 regverdig is, sal God heroorweeg. En wat ons toe sien is, daar is nie eers 10 mense wat God kan sê, of wie God kon identifiseer as sy eie nie. Nie eers 10 nie. En dit is uit ongeveer, die argeoloog het 1,5 tot 5 miljoen mense in daardie omgewing. Kan God nie eers 10 mense eien as sy eie nie. Nou ek wil dit graag nader bring. Die naweek, hierdie tema as vroue, ons kyk 'n bietjie na die lewens van 'n vrou spesifiek vanmôre, en in hierdie verhaal sien ons 'n ma of 'n vrou wat omkyk en in 'n soutpilaar verander. Mens vra jouself die vraag, of waarna wou sy kyk toe sy omgedraai? Wat het haar genoop om dit te doen? En daar is baie spekulasies oor wat moontlik die rede kon gewees het. Dit wissel van dat sy was gewoonweg net ongehoorsaam gewees en eiewys en wou nie ag gee nie. Nog andere huldig die opinie dat sy simpatie gehad het met God se vyande en sy het hulle jammer gekry en sodoende haar lojaliteit aan Satan openbaar. Dan is daar die bekende rede wat spekuleer dat sy nie graag haar lewe van gemak en weelde en 'n oorvloed wou agterlaat vir wat vir haar na 'n baie onseker toekoms gelyk het nie. Min beseffende dat God oneindig meer vir haar sou kon bied as wat Sodom en Gomorra haar ooit sou kon bied. Wat ook al die rede, ek is seker ons kan baie daarvan in die lewe raak sien om ons tans en identifiseer, en ek wonder of dit die rede is waarom sy bloot bekend staan as mevrou Lot of Lot se vrou. Ons ken nie hierdie karakter se naam nie. En mevrou Lot versin 'n beeld heel moontlik al die bogenoemde redes wat ek nou pas genoem het oor waarom ons soms die rug op God keer of waarom ons ongehoorsaam is en tog maar waag om te kyk. Nes die eerste dame ook gereken het, daar moet 'n ander oop deur wees. Daar moet 'n ander rede wees. Laat ek probeer en kyk. As ons na meneer Lot se aspirasies kyk, dan sien ons 'n baie selfgesentreerde persoon, 'n man wat ook graag die weelde en die gerief wat hy gesien het met die oog vir homself wou toeëien. Sommer eerste, mevrou Lot het duidelik hierdie leefstyl hoegenaamd nie bevraagteken nie. Inteendeel heel moontlik so gekoester en haar ewige lot met hierdie gedeelde aspirasies verseël het. Die historiese rekords van koningin Ester bevestig vir ons dat mevrou Lot geen alibi kon offer deur die blaam van haar leefstyl voor die deur van 'n onwrikbare patriargale stelsel kon plaas nie. Vir besluite soos hierdie gaan daar ook nie eendag langs die troon 'n Pilatus se skotteltjie wees nie. Later in die verhaal lees ons hoe haar twee dogters hulle pa dronk maak sodat hulle swanger kon word. In Genesis 13 vers 37 sê dit, en die oudste het 'n seun gebaar en hom Moab genoem. Hy is die vader van die hedendaagse Moabiete. Genesis 19:38 en die jongste het ook 'n seun gebaar en hom Ben-Ammi genoem. Hy is die vader van die hedendaagse Ammoniete. So dis die twee dogters wat toe nou swanger geraak het. Elkeen het 'n seun gebaar en die vader van twee groot nasies geword. Hierdie het later die twee grootste vyande van die kinders van Israel geword vir baie jare. Vergewe my oomblik vroeër, ek het verwys hierna. Watter tipe moeder en vader sou u reken was hierdie twee gewees? Mevrou Lot en meneer Lot. Ons kan nie met sekerheid sê nie, soos ek sê, ons kan net afleidings maak. Die rede vir die omgang met die pa kan moontlik geregverdig word dat hulle gedink het, die vuur en die swaalballe het alle mans of alle lewe op aarde uitgewis en hulle moet weer voortplant om 'n nasie te bou. Sou so 'n tipe van onkunde kon getuig het van 'n moeder wat van kleins af vir haar dogters geleer het om op God te vertrou, om te voorsien op 'n manier wat nooit sy wil sou veto of weerspreek nie. Die pa
alhoewel skynbaar onkundig van die dogter se planne onder die invloed, neem egter graag die alkohol wat die dogter hom bied en weet glo later van geen sout of water nie. Waarvan kan dit moontlik getuig? Let wel, ek sê moontlik. Ouers kan soms wel die reëls neerlê, maar kinders kies hulle eie roetes inderdaad. Kinders word egter ook groot en hulle word ook ouers en dit wat hulle aangeleer het word in die vormingsjare bly behoue soms of met letsels oorgedra en word van geslag tot geslag, soos ons nou sien in die verhaal van die Moabiete en die Ammoniete oorgedra. Maar gelukkig is daar ook suksesverhale waar waar die goeie voorgedra word en waar daar nie letsels is nie. Ek deel graag ook met julle hierdie quotasie. Dit sê Ezekiel thus enumerates the causes that led to Sodom's sin and destruction. Pride and fullness of bread and abundance of idleness was in her and in her daughters. Neither did she strengthen the hands of the poor and the needy. All who would escape the doom of the Sodom must shun the course that brought God's judgment upon that wicked city. Dan is daar nog 'n moontlike rede wat ons merk en dit mag wees waarom ons geneig is om te dink dat mevrou Lot haar lewe van gemak, oorvloed en selfgesentreerdheid, dat dit moontlik die boetoon gevoer het in haar lewe wat haar moontlik genoop het om tog maar te loer dat daar nie dalk iets sou gered kon word wat verlore gaan nie. Die mense van Sodom blyk lui en gemaksigtig te gewees het, selfsugtig en hoogmoedig gewees het. Soveel so dat God besluit het hy gaan die stad vernietig. En hierdie het my getref. Wat sien ons waarheen lei 'n lewe van gemak en selfsug en hoogmoed? Dit is 'n struik waarin mense vasgevang word, want as jy reeds in soveel oorvloed het, dan begin jy jouself allerhande ongeoorloofde dinge toelaat en vra jy nie meer toestemming en begin jy rekenskap te weier en begroet ons elke uitdaging met 'n weet jy wie ek is? Besef jy wie ek is? Die gevaar van 'n oorgeruste hart wat vertrou op materiële welvaart is dat jy jouself die toestemming mag gee om ook om te draai en net nog een keer te kyk. Wat sien ons vandag as ons om ons kyk? Klink hierdie verhaal nie al te bekend met 'n hedendaagse geur nie? Sien ons gemak en oorvloed om ons? Sien ons die kits lewe wat mense lei? Sien ons opoffering om ons? Sien ons mense wat bereid is om alles te gee om die evangelie uit te dra? Om ten alle koste self af te lê en net die evangelie uit te dra? Of is ons geneig om te kyk hoe ons lewe kan skik soos wat dit ons pas en wat ons skedule pas? Ons doen dit ten koste van onsself. Ons is besig om te kyk. Ons is besig om alternatiewe te soek as verskonings oor waarom ons nie ons taak kan opneem op 'n daaglikse basis en die evangelie uit te dra. As 'n wêreld wat daar buite sit wat gerieflik is in hulle gemaksone en wat nie besef dat daar binnekort 'n wolkie so groot soos 'n man se hand gaan verskyn. Binnekort gaan daar 'n genade deursluit. Dan gaan keuses klaar verseël wees. En wat doen ons om die evangelie uit te dra? God sê vandag vir ons ook in liefde, dat hy die gruwels aan ons wil bekend maak, want indien ons nie ag gee nie, gaan ons kollaterale skade word, en gaan ons dieselfde paadjie loop. Vir die ouers, teach them to rely on divine aid. If you wish your children to possess enlarged capacities to do good, teach them to have a right hold of the future world. Skets u vir die kinders die hemel. Skets u vir hulle die ewigheid saam met Jesus. Die lewe wat ons gaan lei saam met God. Weet die kinders het hulle 'n beeld daarvan in hulle gedagtes. Mevrou White skets vir ons pragtige tonele. Woorde kan eintlik nie dit beskryf nie, sê sy. En is u kinders bewus daarvan? If they are instructed to rely upon divine aid in their difficulties and dangers, they will not lack power to curb passion and to check the inward temptations to do wrong. Connection with the source of wisdom will give light and the power of discernment between right and wrong. Those so endowed
will become morally and intellectually strong and will have clearer views and better judgment, even in temporal affairs. Ek neem 'n baie lang draai vandag om by die positiewe, maar ek wil glo dat selfs in hierdie harde boodskap 'n positiewe les vir ons is. Maar ek wil nie op die trant afsluit nie en ek wil nie hê julle moet dink ek probeer almal hier oor die kop slaan met die evangelie nou nie. Ek wil juis in die lig van die ontbloting van al hierdie gevolge van iets wat baie gering mag vertoon. Dit mag nie eens lyk asof dit verkeerd is nie. Wat is fout om 'n lekker lewe te lei? Wat is fout om te kan voorsien en te kan hê en 'n dak oor ons kop te hê? Dit mag gering vertoon, maar dit het potensieel om ons te potjie. En vanoggend wil ek kom dankie sê vir die vroue in ons kerke, in ons gemeenskappe, in ons invloedskringe en waar ons ook al beweeg, diegene wat aanlyn ook luister, wat hulle kinders dissiplineer en wat hulle kinders leer om in die weë van God te wandel. Jy is besig om vir hulle die grootste geskenk denkbaar ooit te gee, wat tot in die hiernamaals kan echo. Dankie vir die vroue en die moeders wat liefde betoon aan hulle kinders en hulle gesinne. Jy gee hulle die grootste sekuriteit en jy help hulle om dit nie by ander te gaan soek op maniere wat Satan se hart gaan verbly nie. Dankie vir die vrouens wat hulle kinders leer om onselfsugtig te wees en te gee nie net van hulle middele nie, maar ook van hulle tyd en van hulle talente. Dankie vir die vroue en mans wat elke sweem van hoogmoed en waan in die kiem smoor. Jy moedig die beeld van Christus in hulle lewe aan en met sy beeld in hulle harte gegraveer, wag hoër hoogtes op hulle na die weg na die kruin van sukses. Dankie vir die vroue en vaders wat hulle kinders leer van morele waardes, van finansiële verantwoordelikheid, hoe om konflik te hanteer, vele deugde meer, maar bowe alles, hoe om God in elke liewe situasie te vertrou, al stuur hy die swaalballe, al lyk dit asof hy nou die aarde gaan vernietig of vernietig het, hoe om hom steeds te vertrou, hoe om steeds te hou by sy beginsels, en standvastig te volg met die wete dat hy het alles in sy hande. Julle nageslag sal geen sweem van tonele soos die van Sodom en Gomorra in hulle lewe hoef te beleef nie. Inteendeel. All are accountable for their actions while in this world upon probation. All have power to control their actions if they will. If they are weak in virtue and in purity of thoughts and acts, they can obtain help from the friend of the helpless. Jesus is acquainted with all the weaknesses of human nature and if entreated will give strength to overcome the most powerful temptations. All can obtain this strength if they seek for it in humility. Ek het reeds daai met julle gedeel. Ek kom op hierdie, dit is soos 'n meme, julle weet wat 'n meme is, wat so die rond te doen op die sosiale media soms. En dit het my ook getref, dit sê, scientists were bewildered when the trees they grew in a sealed biosphere kept falling over. They eventually figured out that the biosphere was lacking wind, which provides the stress needed to ensure the trees grew strong and enough to support themselves. Waarna toe lei 'n lewe van gemak? Dan is dit wat gebeur. Dit fascineer my geweldig hoe baie ons name baie keer verband hou met ons karakters en ook die beloop van ons lewe. En ek is seker julle ken al die name of die betekenis van baie van ons Bybelse karakters en hoe dit by hulle pas. En selfs waar in Jakob se geval sy naam verander het, waar hy van bedrieger verander het na Israel toe en hoe die Here dit raak gesien het dat hy 'n ommekeer in sy lewe gemaak het. En ek wonder of julle al gaan kyk het al wat julle name beteken en wat 'n rol dit in julle lewens speel. Gaan 'n bietjie deur daardie oefening, dis vir my baie interessant. Ek het verlede 3 weke terug moes ek by die Tygerberg Vrouekamp met die dames gesels en ek het 'n bietjie gaan kyk na wat van die name beteken van die dames wat teenwoordig was. En en dit was vir my baie interessant. Elke keer as ek die persoon se naam genoem het, hoe hulle vir my bevestig het dat dit presies is wie hulle is. Dit is 'n refleksie van hulle karakter of dit speel 'n geweldige groot rol
in hulle uitkyk op die lewe en hulle gesindheid op die lewe. So dit hou verband met hulle karakter. Byvoorbeeld soos die naam Sanet is of South African or Afrikaans origin and is commonly used in Southern Africa. It's a variant of a diminutive Susanna or Suzanne, which derives ultimately from the Hebrew name Shosana, meaning lily or rose in Hebrew, symbolizing purity and beauty. Therefore, the name Sanet carries the same connotations as purity and beauty associated with the lily flower. My naam is Joey, of Johanna, en dit beteken God sal voorsien. Ek kan soveel kere daarvan getuig, oor en oor en oor. Gaan kyk 'n bietjie na die betekenis van jou naam, dit is vir my nogal treffend, hoe die Here vir ons elkeen 'n spesifieke naam in gedagte gehad het en hoe sy gees deur jou ouers vir jou hierdie naam gegee het. So mag dit julle bemoedig, en as daar 'n naam is wat 'n negatiewe konnotasie het, dan wil ek sê die Here verander ook name. Hy gee nuwe karakters en hy kan mooi name ook weer vir ons gee. Ek het met 'n doel vandag se agtergrondprentjie hier gekies as die heelal. En die slim mense gebruik die woord kosmos. Watter woord is afgelei van die woord kosmos? Die dames? Kosmetiek, kosmeties, om mooi te maak. Die Here het vir ons die kosmos mooi afgerond, mooi versier. En ek sou graag vir Vrouedag by die winkel se draai wil gaan maak het en vir elkeen iets moois koop. Want net God die wêreld en die kosmos en Jerusalem pragtig versier het, sou ek ook ietsie mooi wou vind vir die vroue wat die wêreld 'n mooi plek maak. En die mans wat die wêreld 'n mooi plek maak. Ons kort meer mense soos julle. Of ek sou dalk ook 'n roompie wou gaan kry het, wat dalk die lelik of die seer en die swaar kry verbloem, soos wat jy daagliks as ma, as vrou, as kind, as pa, daagliks daarna streef om balsam te wees vir ander wat lelik het ervaar het of seer in hulle lewe gekry het. Maar ja, ek kon niks ongelukkig saambring nie, want my begroting funksioneer nie eens op 'n skoenveter begroting nie. Dit funksioneer op dit is die gedagte wat tel begroting. Mag die boodskap van Sodom en Gomorra vir julle aanspoor tot beter hoogtes. Vroue soos jy, man soos jy, mag sy gees julle gedagtes hierin aanspoor, mag hy ons bly lei, mag hy ons bly tugtig en mag hy ons bly herinner aan sy liefde vir ons. Dat die tugtiging en selfs dat die lelik wat uitgewys moet word en gesnoei moet word, dat ons dit sal aanvaar. As ons die Here vra, Here, kom snoei ons, kom berei ons voor, moet ons onthou, hy kom met die snoeiskers soms. En mag ons dit nie as 'n negatief ervaar nie. Mag die Here julle seën in die groot werk wat julle doen vir hom hier in Brackenfell gemeente. Julle is die gemeente van Brackenfell. Mag die Here vir julle inspireer. Mag julle nooit omdraai nie. Mag julle nie wonder eers wat agter julle lê nie. Mag julle net vorentoe kyk. Ek het groot geword as 'n Adventis en my ma was baie streng. Ek bedoel, 'n klip was letterlik so ver gegooi op 'n Sabbat en jy gaan nie verder as dit nie. Ek het voor haar dood vir haar gesê, baie dankie daarvoor. Ekskuus. As kind waardeer jy nie die riglyne wat die ouers stel. Ek was mal oor atletiek. Ek mag nie op 'n Sabbat deelgeneem het nie. My ma het voet by stuk gehou. Ek was gekies om saam Zoulabad te hardloop. Die eerste tartanbaan, die opening van die tartanbaan. En my ma, en dis op 'n Vrydagmiddag 5:00, sy sê dit gaan Sabbat word, jy kan nie deelneem. Ek sê ek wil dit doen. My ma sê ek het vir jou geleer wat is reg en wat is verkeerd, Joey. Jy's nou mooi groot, maak die besluit self. Ek sê ek begin hardloop, gaan laai my af. En ek is na die tartanbane toe, aangetree saam met Zoulabad. Die program het laat gehardloop, die son het gesak. En my ma het gesê sy gaan huis toe, sy sal my kom haal. Sy wil nie graag daar wees nie.
Ek het seker so, dit was die 1500 meter en ek het een keer omgehardloop, toe hardloop ek van die baan af. En ek het gehuil. Ek het so sleg gevoel. Dit het gevoel of ek die Here verraai het in sy gesig. En my onderwyser het uitgedink ek het seer gekry. Ek het maar net gesê, ja, ek kan nie verder hardloop nie, want hy sou nie verstaan het nie. Maar nooit weer daarna het die begeerte by my opgekom om dit te doen nie. Ek het nooit weer omgekyk nie. Ek het besef my sport sou tussen my en die Here gekom het. Dit sou vir my belangriker gewees het as ek op daardie dag nie geluister het na die stil, sagte stem van die Here. En as jou ouers, die kinders wat in die gehoor is, hulle probeer nie snaaks wees nie, hulle het jou lief met hulle hele hart, jou ma, jou pa, hulle wil graag vir julle net die beste hê. En net die beste is om aan die sy van Christus te wees. So gee ag, jy gaan later in jou lewe, ek waarborg jou, jy gaan ook voorstaan gehoor voor mense, en jy gaan kan getuig hoe die Here jou lewe omvorm het, hoe hy jou lewe mooi maak, hoe hy vir jou dit kan bied, wat die wêreld en wat die sport en die sterre daar buite, en dit kom net nie naby nie, daar sal altyd 'n leemte in jou hart wees. As jy die stem ignoreer, dan gaan altyd hierdie iets wees wat vir jou die hele tyd gaan pla, tot jy besef, daai holtetjie in jou hart, daai leemte hier binne, kan net God volmaak, en net hy kan dit mooi maak. En wanneer jy Jesus oplig, en jy is in sy hand, dan word jy ook opgelig. Mag die Here julle ryklik seën, jammer dat ek so 'n bietjie emosioneel geraak het. Maar ja, mag die Here julle ryklik seën. Kom ons sluit af. Hemelse Vader, baie dankie vir u wonderlike liefde. Here, dankie vir die voorreg wat ons as nietige mense het om die troonkamer te kan betree, om die troon van God te kan nader in die naam van Jesus Christus. Here, dat ons kan kom net soos wat ons is vanmôre. Ons hoef nie voor te gee nie. Ons kan voor u kom staan, Here, in Jesus se naam en vra, asseblief Vader, neem weg die dinge wat skeiding bring tussen u en ons. Ons word herinner vanmôre aan die dinge van hierdie wêreld wat ons gedagtes in beslag kan neem, wat ons lewens kan lelike letsels toedien. En Here, ons het nodig om ons los te maak. Ons het nodig om ons oë te vestig op die nuwe Jerusalem. Ons het nodig, Here, om ons oë te vestig op Christus, wat binnekort op die wolke gaan verskyn. Here, mag ons nie daar, wanneer u gaan kom op die wolke, wanneer die nuwe Jerusalem afkom, mag ons nie gemis word in die koninkryk nie. Mag ons nie van onderaf opstaan en boontoe kyk nie, Vader. Mag ons agter die jaspismure wees. Mag die stories wat in die ewigheid gaan vertel word in die gange, Here, mag dit mense se harte verbly. Mag die trane vergete wees. En mag ons besef dat ons dalk nie op daardie oomblik, Here, gaan terugkyk en sê, ag, het ek maar nie. Ag, het ek liewers nie. Laat ons nie huiwer nie, Here. Help ons en gee ons die krag om ons swakke hand in u sterk arm te plaas, en help ons om voluit te lewe vir u van hierdie dag af vorentoe. As ons nie daardie besluit nou neem nie, Vader, gaan ons hier uitstap en sê dit was 'n mooi boodskap of dit was 'n treffende boodskap, maar dit het nie ons lewens omvorm nie, Vader, dan glo ek u hart sal baie seer wees vanmôre. Maar mag ons almal vanmôre die besluit neem om te sê, ek kyk nie meer om nie. Ek is die bruid van Christus. Ek wil graag gereed wees as u gaan kom op die wolke. Ek wil graag luister waar u vir my wil sê, waar ek moet dinge van afskeid afneem, Vader, en dat ek my oë gefestig sal hou op Christus. En Here, as u ons roep tot 'n taak, mag ons nie huiwer nie. Mag ons nie huiwer nie, nie een oomblik nie. Vergewe asseblief ons sondes waar ons u teleurgestel het en u hartseer gemaak het. Ons vra dit net in Jesus naam alleen. Amen.